Amen. Dankie vir jou aandeel en sommer net jou deelname vanmôre. Kan julle vir ons die gehoor se ligte dat hulle net uit wakker mode bly? Kan ek gou hande sien? Wie van julle twyfel soms? As iemand se hand nie op is nie, kom ons bid gou vir hulle. Die snaakse is dat ons in die volksmond na, kom ons noem dit hierdie kultuurgroep verwys. Veral mense wat Sondag in die tradisionele, ons praat baie verkeerd wanneer ons sê in die huis van die Here bymekaar kom. Hierdie is nie die huis van die Here nie, geen gebou is die huis van die Here nie. Die interessante nuus is juis die huis van die Here. Hy bly in jou. Maar daar word verwys na, nou is julle wakker. Daar word verwys na hierdie samekoms as die samekoms van gelowiges. Nou gelowiges sou veronderstel dat dit mense is wat nooit twyfel nie. Want jy's dan 'n gelowige. En dis dikwels waar die spanning begin in ons gees, want ons besef, maar ek sê dan ek glo in die Here. Ek is dan 'n gelowige. Nou twyfel ek. En twyfel sluip gewoonlik so in met sulke interessante situasies en omstandighede wat ons laat wonder. Want jy sê jy glo in die Here, maar skielik is daar 'n finansiële uitdaging en jy wonder by jouself, wat gaan jy nou doen? Hoe gaan jy dit hanteer? En dis nie, Here, ek glo dat U die uitkoms gaan gee nie, dis 'n kwessie van ek wonder hoe ek 'n plan en 'n oplossing kan bewerkstellig. En ek moet bieg, ek weet nie van jou nie, maar ek sukkel dikwels. Wanneer ek agterkom, daar's areas waar ek regtig moes glo en daar's hierdie realiteit van twyfel. Want as hulle na julle in die volksmond verwys as gelowiges, verwys hulle na iemand in my posisie as 'n professionele gelowige. Weet, ek moet dit half doen vir 'n beroep, so dit moes nog meer gewees het, ek mag nie twyfel. En ek moet bieg. Daar was kere gewees waar die Here al op die mees fenominale, verstommende wyse my geloof geëer en bevestig het. En bewys het dat God ver meer kan doen as wat ons bid of dink. Daar's mense vir wie ek al gebid het en hulle het wonder bo wonder genesing ontvang. Maar dan gebeur dit dat ek vir iemand bid en hulle gaan dood. En ek bid vir 'n volgende persoon en hulle gaan dood. En jy bid vir die volgende persoon en hoe nou met die begrafnis doen. En dan begin jy nogal, okay Here, waar's U? En dan begin die vyand so half, ja, gebed werk nie. Nou, daar's fout met my. Daar's fout in daai persoon se lewe. Dis hoekom, weet, en nou begin jy stoei in jou binneste oor jou eie geloof en twyfel begin half 'n versmorende impak hê. Nou ek moet sê, as jy dalk hier sit en jy het nog nooit in jou lewe getwyfel nie, moet jy die Here ekstra dankie sê, maar ek dink sulke mense is by verre in die minderheid indien ooit. Te veel mense ken egter hierdie ongemaklike realiteit. Nee, ons is nog nie by daai skyfie nie, jammer. In ons samekoms, net vanoggend, het jy dalk geluister na 'n lied wat ons gesing het. En skielik het dit 'n klomp vrae in jou kop losgemaak. Is dit wat ons sing regtig waar? Want jy gaan deur 'n krisis en jy wonder, waar's die Here in daai krisis? Hoekom gebeur hierdie dinge? Hoekom bid ek en daar's nie deurbrake nie? En dan daai witplank wat 'n mens mos dikwels lê, en in die een oomblik is jy onverskrokke, jy's so oortuig en so opgewonde dat die Here gaan voorsien, dat die Here deurbraak gaan gee en dat 'n klomp groot goed gaan gebeur, en die volgende oomblik dan gebeur daar iets en jy het hierdie angswekkende onsekerheid en hierdie vrae en dan voel jy skuldig. Jy voel skuldig want jy twyfel. En dit terwyl jy weet, jy dalk al daai getuienis van 'n lewensveranderende ontmoeting wat jy met Jesus gehad het, jy het jou lewe vir hom oorgegee, hy is die heerser van jou lewe. Maar dit laat jou selfs meer wonder.
So is daar nou fout met my? Is ek regtig 'n volgeling van die Here? Want twyfel kan nogal baie negatief, dekonstruktief wees. En wanneer jy vra, Here, waar is U? Here, wat is fout? Here, hoekom? Dan voel jy skuldig en jy voel skaam en ek dink die vyand sit ook nog aan die agterkant en hy wil jou peper met allerlei negatiewe emosies. Tog is die feit. En dis waarmee ek jou wil bemoedig oor hierdie volgende 3 weke. Die oomblik as jy worstel met twyfel, dan is dit nie 'n teken dat jy besig is om jou geloof te verloor nie. Jy is waarskynlik net besig om eerlik deur jou vrae te werk. Baie mense, ongelukkig, en baie van ons het hulle al in ons kontakkring, baie mense het al weggestap van geloof af. Nie omdat God nie vir hulle werklik is nie, maar omdat hulle vrae het wat hulle nie veilig voel om te antwoord nie. Hulle voel nie veilig om te vra, maar wat dan? Hoekom sê die Bybel dan dit en dit? Hier's wat ek wil hê jy moet hoor. Nou kan julle hom vir ons op die skerm sit. Dis wat ons van moet kennis neem vanoggend en net 'n sig van verligting gee wanneer ons sê twyfel is nie die vyand van geloof nie. Twyfel is dikwels die pad na 'n dieper, meer betekenisvolle geloof. As ons twyfel reg bestuur, maak dit ons aan die einde van die dag sterker, want ons het 'n klomp begrip en perspektief en verstaan ontwikkel wat ons geloof net soveel sterker maak. Dit is my nogal vertroostend, veral as ek sukkel in sulke fases van twyfel. En ek wil amper sê dis vreemd vertroostend om te ontdek hoeveel geloofshelde in die Bybel. Julle hoor die woordjie geloofshelde. Dis wanneer ons sê super saints, hoeveel geloofshelde, mense met 'n opregte en 'n kragtige geloof. Hoeveel het hulle met twyfel gesukkel? Wie is die vader van die gelowiges? Wil jy my help? Nie Donald Trump nie, weet, en is ook nie Mandela nie, so nee, daai antwoorde gaan nie hier doen nie. Abraham word na verwys as die vader van gelowiges. Maar gaan lees die storie in Genesis 17:17 van Sara en Abraham. Hulle het ernstig getwyfel. 2 slides verder. Hulle het ernstig getwyfel oor hoe God hulle op hulle ouderdom vir hulle 'n kind kan gee. En ons het 'n storie daaroor dat Sara gelag het. Genesis 17 vers 17 sê Abraham het op sy knieë gegaan soos hy gelag het. Dat hy op 'n 100-jarige ouderdom God dink dat hulle nog 'n kind kan hê. Klink nie vir my na geloof nie. Nog 'n klassieke voorbeeld, die Israeliete. Die Israeliete, die een na die ander, mees indrukwekkende, mees oortuigende wonderwerke van God beleef. Ouens, is daar ooit 'n groep mense was wat as 'n volk gesien het hoe God wonderwerke gedoen het. Nou moet ek bieg, ek dink die Egiptenare het nie gedink die 10 plaae is wonderwerke nie. Weet, vir hulle was dit een groot thriller. Maar elke keer as die Israeliete onder mekaar, het julle gehoor wat gebeur daar met die Egiptenare op die oomblik? Daar's paddas, daar's muggies, daar's een of ander krisis en dis net te goed om waar te wees, dis net te groot dat dit toevallig kan wees. En dit hou nie op nie. En tog, wanneer hulle in die woestyn kom, dan twyfel hulle. En hulle hou Moses skielik asof Moses, hierdie was 'n hele komplot net vir jou om ons in die woestyn te laat sterwe. Asof God glad nooit nêrens deel was van enige van die wonderwerke nie. En 'n hele volk twyfel. Voorbeeld van 'n individu, Gideon. Hy het die mees amazingste ontmoeting saam met die Here. En ons lees in Rigters 6 hoe dat God aan hom verskyn deur 'n engel en verskeie beloftes en opdragte vir hom gee. En dan wanneer hy wil oorgaan tot aksie, dan twyfel hy en dan Here, ek's nog nie seker nie, Here, asseblief weer, weet, en hy speel daai hele, Here, bevestig dit asseblief, ek twyfel. Nuwe Testamentiese voorbeeld. Johannes die Doper. Hy het sy lewe daaraan gewy om 'n pad vir Jesus gelyk te maak. En kan jy jou indink om iemand te doop soos Johannes wat vir Jesus doop
En toe hy Jesus, die Bybel sê toe Jesus uit die water opkom, dis daar hierdie stem wat sê, hierdie is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Daar's hierdie duif wat op Jesus neerdal. So dis bietjie meer as die gewone. So waar Matteus 11 lees ons hoe dit hy vir Jesus 'n boodskap stuur met die vraag: Is u regtig die een wat gaan kom? Ek is nou nie meer lekker seker of u die Messias is nie. En dan, ek dink nie ons lys hier sou, daar's nog baie ander voorbeelde, maar jy kan nou nie oor twyfel praat as jy nie oor Thomas praat nie. Hy het die gerugte gehoor dat Jesus opgestaan het. Die ander disippels het hom in lewende lywe al gesien en tog verklaar hy in Johannes 20 en hy sê ek gaan dit nie glo as ek dit nie met my eie oë gesien het. As ek nie hom kon vat nie. En die lys gaan aan. En die lys gaan aan van hierdie geloofshelde wat elke keer met twyfel worstel. So hier's wat ons moet hoor. Twyfel maak jou nie sleg nie. As jy vandag hier sit en jy worstel oor 'n klomp goed, dit maak jou nie sleg nie, dit maak jou menslik. Ek dink een van die beste voorbeelde dalk vind ons met Jesus se eie binnekring. Na Jesus se kruisiging, opstanding Sondag, twee van die Marias, twee vroue, volgelinge van Jesus, wat na die graf toe gaan en wanneer hulle by die graf kom, lees saam met my Matteus 28 vers 7. Die engel sê vir hierdie twee Marias, hy sê gaan gou, hoor nou die opdrag, gaan sê vir sy disippels, hy's uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Ek het nou my job gedoen, cheers. En dan Matteus 28. Die 11 disippels, Judas het sy vervaldatum bereik, maar die ander 11 het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Nou, neem net kennis, hierdie was nie Jesus se vyande of skeptici of buitestanders nie, dis sy disippels. Hulle gaan, hulle sien hom, die engel het vir die vrouens gesê, nou is hulle in Galilea by die berg, my aarde, hier is Jesus jou vrindie waar. En hulle is in verwondering en hulle aanbid hom. Maar die vers gaan aan. Van hierdie 11 sê die res van die vers, hoewel party getwyfel het. Sy binnekring. Hoe toevallig kan dit wees dat Jesus sê, gaan kry my daar en hulle kom daar en hier staan hy en party van hulle twyfel. En hulle het gesien, dis hulle wat gesien het hoe hy siekes genees en demone uitdryf en op water loop en die onmoontlike doen, brood vermeerder, dooies opwek. Party het hom onmiddellik aanbid. Maar die wat getwyfel het, ek wonder as jy in Jesus se skoene was. Na hierdie pyn en lyding uiteindelik ontmoet jy weer jou beste pelle, jou binnekring groep op julle favorite spot, in die berg daar by Galilea waar hy al baie wonderwerke gedoen het. Dis waarskynlik waar hy die bergpredikasie gedoen het. Dit was hulle spot gewees. En hier ontmoet jy hulle en 'n klomp van hulle is opgewonde om jou te sien, maar daar's so waar die wat steeds twyfel. Wat sou jy gedoen het? Met hulle geraas het, kom aan ouens, dit werk nie so nie. Hulle bestraf het, hulle weggejaag het. Moenie die konteks mis van waarmee ons besig is nie. Want sommige het hom aanbid, sommige het hom getwyfel. Hoe hanteer Jesus dit? Die volgende vers. Jesus kom toe nader en hy sê vir hulle. En hoor wat sê hy vir hulle? Jy het nie gedink hierdie versie kom in hierdie konteks nie. Hy sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan na die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Dis juis in hierdie konteks dat Jesus die grootste mandaat, ons noem dit in die kerkwêreld die groot opdrag. Dit is waarskynlik die grootste opdrag wat Jesus vir sy volgelinge gegee het.
Maar in watter konteks gee jy dit vir hulle? Nee, Jesus ouens, ek sien ons is op dieselfde bladsy, julle glo my, julle vertrou my, ons is almal op die weet in dieselfde rigting. Great ouens, gaan nou en gaan maak disippels nie. Weet jy wat Jesus in effek hier sê? Hy sê ouens, gaan maak disippels, twyfel en al. Of jy 100% seker is die hele tyd, dit gaan nie oor wat jy voel nie. So in jou verwondering, in jou wonder, of die van julle wat in verwondering is, die van julle wat in twyfel is, gaan maak in elk geval disippels. Kan ek dit weer sê? Hier is die volgende aanhaling op die skerm vir jou. Twyfel is nie die vyand van geloof nie. Twyfel is dikwels die pad na 'n dieper, meer betekenisvolle geloof. Dis asof Jesus vir sy gelowiges en sy twyfelaars in dieselfde asem sê, ouens, weet julle waar is die oplossing? Kom stap net 'n pad saam met my en beleef. En beleef hoe dat julle twyfel uiteindelik in 'n triomf verander. Wanneer julle net skielik in agterkom, ek was nie heeltemal seker nie, maar ek het net gehoorsaam, ek het net gedoen en wow, daar gebeur dit. Vandag wil ek saam met jou ontdek en identifiseer hoe twyfel ons. En hoe bestuur ons twyfel uiteindelik konstruktief, dat ons kan sê, een van die grootste voordele wat ek beleef is, dat ek twyfel. 3 groot redes hoekom ons twyfel. En ek wil dit in jou oor fluister, maar luister ook met 'n ander stel ore. Want ons van jou pelle en van jou kollegas en van die familie wat lankal en is party sommer blaatant wat sê, ek glo nie. Hier is die redes. Ons twyfel dikwels, nommer 1, as jy vrae het wat jy nie kan antwoord nie. Jy lees iets in die Bybel, verstaan nie, maak nie sin nie. Iemand vra 'n vraag, hoeveel studente, hoeveel kinders wat in 'n godsdienstige, Christelike, gelowige omgewing groot geword het, stap hulle eerste dag in die universiteitslesingssaal in en 'n proffie maak 'n stelling en besef, my Bybel, my opvoeding het nie antwoorde hiervoor nie. Skielik verval hulle wat gelowig is, was in twyfel. Tweedens, ons beleef situasies wat onregverdig voel. Wanneer daai ding gebeur, wat jy besef, die Here seën daai en hy doen dit en hy doen dit en ek doen als reg en niks gebeur met my nie. Die deurbraak kom nie. Of 'n ramp of trauma tref jou lewensstorie en jy begin by jouself worstel. Daar's hierdie woord van die Here wat sê, hy laat goeie dinge met sy kinders gebeur. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. En hier gebeur hierdie trauma. En jy begin skielik twyfel. Hoe kan so iets gebeur? Hoe kan so 'n persoon wat hulle self 'n Christen noem, so iets aan my doen en so optree? Hoekom het jy hierdie belofte in die woord, maar dinge werk anders uit? Waar's die Here in dit alles? Hierdie situasies is onregverdig anders as wat mense dikwels glo en verwag dit gaan wees. En dan derdens, jy dra 'n seer wat jy nie kan oplos nie. Jy beleef 'n trauma of 'n verlies. Sekere goed gebeur mos met ons en dis te goed om waar te wees. Ander goed gebeur met ons en dis te sleg om waar. Jy kan dit net nie glo nie. Dis asof die een na die ander skewe ding net skielik gebeur en dan wonder jy, waar's die Here in hierdie krisis of in hierdie gemors? En dit veroorsaak spanning tussen en konflik tussen wat ons glo en wat ons beleef. En hoekom verloor ons koers? Sit dit vir jou so op die skerm. Twyfel raak dekonstruktief en dit oorval mense wanneer jou geloof nie buigsaam is nie. Wanneer jy 'n harde, droë stok probeer buig, gaan hy breek. 'n Lat wat lekker soepel is, het nogal lekker beweging. Jy kan nogal, dink ek nou aan daai latte op skool. En dit is maar te wonderlik as 'n onderwyser jare terug jou met 'n lat geslaan het wat droog en hard was, want eers hou dan breek hy. Maar dis daai lastiges wat so buigsaam is. En hier's die realiteit.
Baie van ons het jammerlik in 'n geestelike omgewing groot geword, of in huise groot geword, waar daar geen buigsaamheid is, en jy nie vra mag vra nie. Mamma, hoekom dit? My kind, ek weet nie, maar ons glo dit maar net. Hoor, stop dit om vrae te vra. Want daai skynbare teenstrydigheid van die dosent wat 'n stelling maak en dalk met jou geloof spot. 'n Vriend wat wegstap van geloof af, 'n familielid wat skielik aan Kersfeestafel sê ek glo in elk geval nie in hierdie en dan gewoonlik 'n klomp knope sit, maar ek wil graag nog geskenke hê. Waar kom hierdie onverklaarbare trauma? Christen wat jou seermaak, 'n leier wat jou teleurstel. As daar nie buigsaamheid is nie, want jy glo dis of geloof of niks anders nie, dan verkrummel ons geloof dikwels. Kan ek dalk vir die ouers hier net sê, ek dink julle moet dit hoor. As jou kind begin vra, moenie paniekerig raak nie. Sê iemand nou die dag, paniekerig. Ek moet nou elke keer konsentreer, paniekerig. Moenie paniekerig raak nie, wanneer jou kind vra nie. Hulle doen dit nie uit rebellie nie. Dis nie, as hulle 'n stelling maak van, ek glo nie die Bybel is die woord van God nie. Kom ons gesels daaroor. Want weet jy wat? Jou kinders word groot. En ek sê dit baie nou verander hy in ons ons replikies span. Ons kinders word groot en hulle kyk na ons geloof. Eerens moet hulle vra dat dit hulle geloof kan word. Weet jy wanneer verkrummel ons geloof? Wanneer 'n dosent 'n stelling maak, wanneer die TV 'n aankondiging maak, wanneer jy wetenskaplike bewyse kry en jy probeer hulle geloof verdedig. Dis nog nie joune nie. Die oomblik wanneer dit joune word is wanneer jy daarmee geworstel het en die vrae gevra het en die oorwinning en die antwoorde gekry het. Want jy sien dikwels baie van ons godsdiens word gebou op kennis en die Here wil hê ons moet 'n openbaring beleef. En 'n openbaring kom uit dat ek hom begin beleef, 'n persoonlike verhouding met hom het, 'n sinvolle ervaring het om sy stem te onderskei en sy geskrewe woord word skielik 'n rema woord, dan begin dinge verander en dan is dit nie meer hulle geloof nie, dis skielik nou my geloof. En ek glo 'n gemeente, spasies soos hierdie, ons klein groepe, ons huise, moet die veiligste plekke wees om die moeilike vrae te vra. Vrae te vra oor waar kom pyn en siekte vandaan? Vrae te vra oor die Bybel, oor wetenskap, oor teleurstellings, oor seksualiteit, oor versoekings, oor angs, oor depressie, oor selfdood, oor hoe goeie God slegte dinge toelaat. As Jesus ruimte gelaat het vir vrae, behoort ons ook. So maak seker jy is nie onbuigsaam wanneer dit by jou geloof kom nie. En dit beteken nie kompromie nie, dit beteken net Here, is ruimte om te groei. Kyk na Thomas. Thomas was so openlik geweest oor sy twyfel in Jesus se midde. Wat interessant is van Thomas, en ons gaan nou 'n paar gou voorbeelde van hom net by stil staan. As ek in sy skoene was, op ons span, saam met Jesus, is Petrus is die groot bek. Petrus vra vir Jesus. Weet, laat Petrus die praatwerk doen. Maar Thomas is so rou eerlik oor sy vrae, dat ons elke nou en dan sien, sy hand van op. Johannes 20 vers 24. Thomas, en dan verduidelik hulle ook, dat jy nie seker maak, ons het die regte selle een beet. Thomas, wat ook Didimus genoem word, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disipels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. En die interessante is, in die Grieks is 'n baie interessante taal, ingewikkeld en simpel, maar as jy hom eers 'n bietjie dieper insak, dan kan 'n woordjie kan sê, ons het iets gesien. Dis klaar. Maar in hierdie konteks is dit in die Engels sou dit beskryf as present continuous tense. Dis die tipe
woordverbuiging, wat eintlik beteken, die vertaling moes wees, die disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, ons het die Here gesien, ons het die Here gesien. Hulle het onophoudelik vir hom gesê, ons het Jesus gesien. Dis hoe oorstelp opgewonde hulle was. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merk van die spyker steek, en my hand in sy sy steek nie, twyfel ek, sal ek nooit glo nie. En gevolglik label ons nou vir Thomas, en in die volksmond in Afrikaans staan hy bekend as twyfelende Thomas. As jy wil eerlik wees, identifiseer baie van ons baie meer met Thomas, as met die ander disippels. Thomas was nie sleg nie. Hy was minstens eerlik en buigsaam. En baie waarskynlik wou hy nie 'n tweedehandse geloof hê nie. Hy wou nie dinge glo op grond van wat ander mense sê nie. Hy wou nie dinge glo op grond van ander se belewennisse nie. Hy wou Jesus self beleef. En dis waar ons deurbraak lê dikwels. Miskien gaan ek en jy sukkel met twyfel totdat ons Jesus self beleef. Thomas se twyfel het hom nie sleg gemaak nie. Dit het hom buigsaam gemaak. 'n Tydjie voor hierdie gedeelte, aan die langtafelgesprek, sit Jesus saam met sy disippels, Johannes 13, Johannes 14, Johannes 15, en ons lees onder andere hoe dit hy vir sy volgelinge sê, ouens, ek gaan, maar ek gaan om vir julle plek te berei, ek sal die Heilige Gees stuur, en hy vertel vir hulle al hierdie goeters, en raai wie se hand gaan op. Kyk na Johannes 14 vers 5. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Here, ek verstaan nie. Here, ek twyfel nou of ek nou die hele prentjie snap. En hy vra nie uit rebellie nie. Die feit dat hy die vraag vra, was nie 'n teken van gebrekkige geloof nie. Inteendeel. En hoor my stelling. Thomas was 'n geloofsreus. Hoekom? Ons sien dit in sy storie. Buigsaam, maar 'n reus, 'n groeiende reus. Toe Lazarus byvoorbeeld sterf, en Jesus sê hulle moet soontoe gaan, maar die konteks waar Lazarus bly op daai stadium is bietjie plofbaar, en hulle vermoed, en Jesus is half in die moeilikheid, en die disippels ook. Hoor Thomas se reaksie, Johannes 11:16. Thomas, kom ons maak seker is die regte een, wat ook Didimus genoem word, of is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Dis nie die aankondiging van iemand wat onseker is en twyfel nie. Dis 'n aankondiging van dapper lojaliteit. Dis iemand wat glo in 'n leier. So Thomas se vraag het nie sy geloof vernietig nie. Sy vraag het hom gehelp om uiteindelik dinge te prosesseer en uiteindelik sy geloof te help groei en nie die geloofsreus te word. Soos jy vra het. As jy met mense te doen kry, en dikwels mense van 'n ander geloof. En in ons dorp is 'n ongelukkige 'n groeiende moslem gemeenskap, en hulle kan jou challenge oor sekere goed. Haal diep asem en sê, Here, hou my buigsaam. Hierdie is nie 'n tyd vir paniek nie. Dis 'n tyd vir perspektief en vir prosesering. Maar dankie dat u vir my kan help, ook wanneer ek nou stoei met hierdie vrae en wonder oor hierdie goed. Dat dit nuwe geloof in my kan losmaak. Maar hoe verduidelik jy? Verduidelik jy vir iemand wat 'n boerdery in die Kaap het en die Here vertrou vir die damvlakke gaan nie styg nie en hulle wonder hoe hierdie jaar gaan lyk. Hoe verduidelik jy vir hulle en hoe simpatiseer jy met hulle? Man, ons vertrou die Here vir reën, en dan spoel hulle hele boerdery weg. Huis en al. Kelder staan tot teen die plafon in die water. En van geloof is jy skielik in twyfel en okay, nou moet ek buigsaam raak en sê, Here, hoe gaan u Uself in hierdie situasie verdedig? Behalwe dat ons kan sing, u wees hoër as ons in. Jesus word gekruisig. Disippels is almal in 'n rigting, maar Thomas vat behoorlik die hassepad. En ek dink hy's onseker.
Een, ek dink almal van hulle was onseker van as hulle die leier doodmaak, waarskynlik, en dit was deel van die Romeinse regstruktuur, dat die hele crowd word uitgehaal, so waarskynlik het hulle gedink, hulle gaan almal tereggestel. Want ek was hy in twyfel. Ja, Jesus het dit gesê en ek probeer prosesseer. Hy het dan dit gesê en dit gebeur nou nie en hy's nou dood, so hoe moet ons nou hiermee maak? En dan's daar nou gerugte dat hy lewendig is. Is dit nie 'n komplot om ons spesifiek by Jesus se favourite spot te kry en ons almal net uit te haal nie? Kom eintlik al die emosies. En na Jesus se opstanding het hy net gehoor dat het iets gebeur. Johannes 20 vers 26, 8 dae later was Jesus se disippels weer bymekaar. En die amazing is, Thomas was ook by hulle. Hy is die een wat die verste die pad gevat het. Soms is een van die grootste geloofstappe wat ons kan neem, is om terug te kom. Thomas het nogals nie sy rug gedraai op sy gemeentetjie. Hy het nie sy klein groep skielik gedrop en die WhatsApp groep verlaat en die ander disippels uitgetrap as 'n klomp skynheiliges nie. 8 dae later en hy kom terug en hy saam met hulle. Is dit waar jy dalk op die oomblik is? Jy verstaan nie als nie, jy het seer, 'n klomp goed werk nie uit nie en jy twyfel op hierdie stadium in die Here en sy plan en jou toekomsdrome, en hoe 'n klomp goeders in jou lewe nie oplei nie. Maar minstens kom jy terug. Moontlik is dit kom jy vandag hier is. Jy het die guts gehad, jy twyfel, maar jy kom terug. Is iets buigsaam in jou. Miskien luister jy aanlyn na hierdie woord want jy wil terugkom. En jy probeer minstens deur die onsekerheid werk. Selfe gedeelte, ons lees verder, vers 26. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, Shalom, vrede vir julle. En kyk na wie verskuif Jesus onmiddellik sy fokus. Hier's almal maar, hi, Thomas. En hoor Jesus se hart vir iemand wat stoei met twyfel. Vers 27, daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande, bring jou hand, steek hom in my sy. Moenie langer twyfel nie, moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En daai openbaring snap in Thomas se gees en hy sê vir hom, my Here en my God. Jesus was nie daar toe Thomas die stelling gemaak het van, ek gaan nie glo as ek dit nie sien nie. Jesus verneder hom nie, skaam hom nie, maar hy gee uiteindelik presies vir Thomas wat hy nodig gehad het. En ek is daarvan oortuig dat Jesus presies dieselfde vir jou wil doen. Want hy is nie afsydig wanneer jy vra het en wanneer jy twyfel het en wanneer jy sukkel met ongeloof en wanneer jy vra vir bewyse nie. Op die skerm. Jesus is nie afsydig in jou twyfel. So hoor nou vanmôre in hierdie konteks van gelowiges, as daar vir jou gesê word, jy mag maar twyfel. As Jesus afsydig was teenoor mense wat twyfel, het dit hom 'n afsydige verlosser gemaak. Maar in hierdie stukkie geskiedenis sien ek 'n verlosser wat letterlik geen muur, geen deur ontsien nie, gesluit of nie, hy kom daardeur. Hoekom? Om by 'n twyfelaar uit te kom. Dis sy eerste missie. Vrede vir julle almal. Thomas, kom ek raak jou geloof aan. Thomas, ek weet waar is jou behoefte. Thomas, jy mag maar vra. Thomas, jy mag maar worstel. Thomas, ek's groot genoeg om dit te hanteer. Ek kan jou vrae handle. En die wonderlike feite hier. Thomas het vrae gevra, hy het getwyfel, maar hy het antwoorde gekry. Moet dit nie mis nie. En miskien die beste om dit vir jou uit te beeld, is met iets uit die antieke kunsgeskiedenis. Hierdie prentjie. In die proses
In die proses wat Thomas die geleentheid kry om sy geloof te versterk, kry hy ook die geleentheid om Jesus aan te raak. Hy dalk waarskynlik veel nader aan Jesus gekom as die ander superseins. Die man wat ons twyfelende Thomas noem, word in die kerklike rekords opgeneem in die vroeë geskiedenis as een van die grootste geloofshelde van die vroeë kerk. Van 52, die jaar 52 tot 72, begin hy oos toer. En so ver hy gaan, plant hy kerke en uiteindelik vestig hy in Indië. Gaan kyk op 'n kaart en ons praat nou van 2 millenniums terug. Daar's nie publieke vervoer nie, jy stap of 'n donkie. En hy plant gemeentes en baie van daai gemeentes vandag in die ortodokse tradisie staan bekend as Something St. Thomas. Want hy het 'n aandeel gehad 2000 jaar terug in die plant en die vestiging van Christendom daar. Hier's 'n volgende kunswerk. Volgens kerklike rekords het hy uiteindelik met sy eie lewe betaal, omdat hy geweier het om op te hou verkondig dat Jesus uit die dood opgestaan het. Die einste disipel wat nie wou glo voordat hy die wonde gesien het, en hy wil eers daai spies, hy wil sy hand indruk waar daai spies in was. Hy's volgens oorlewering publiek met 'n spies deurboor. En die gerugte of stories daar rondom het, hulle het vir hom gesê, hy het bly volhou. Ek het hom gesien en ek het gesien waar die spies ingegaan. Toe sê hulle, wel dan gaan jy nou 'n spies deur jou kry. Vir sy onwrikbare geloof, wat ons sê hy betwyfel het. So hoor dis vandag, weer op die skerm. Jou twyfel diskwalifiseer nie jou geloof nie. Vra jou vrae. Maar dis die plek waar Jesus jou wil ontmoet. Jy ken die bekende Psalm, en hy hou gewoonlik verband met begrafnisse en dood. Maar wanneer Dawid sê in Psalm 23 vers 4, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer, sal ek geen onheil vrees nie, want U's met my, U stok en U staf, die vertroos my. Dalk stap jy nie vandag deur 'n dal van die dood nie, maar jy's dalk in daai donker dal van twyfel, onsekerheid, ongeloof. Dawid se oorwinning was daarin dat die herder is by my. En as hy by jou is, snaaks genoeg, dan help hy jou nie om tuis te maak en tent op te slaan daar in die dal of in die vallei nie. Hy vat ons deur van daai dal ervaring, van die vallei na 'n fees. Eerens gaan daar 'n openbaring kom, eerens gaan daar 'n nuwe perspektief kom, eerens gaan daar 'n nuwe emosionele viering kom. Moenie toelaat dat jou twyfel op hierdie stadium, alles het selftwyfel of twyfel in die mense rondom jou, of twyfel in God se soewereiniteit en sy betrokkenheid in jou lewe, moenie toelaat dat dit 'n doodloopstraat word nie. Gryp sy hand vas, hy's 'n herder en hy vat jou dikwels daardeur, maar hy vat jou daardeur want hy wil by 'n feesmaal uitkom met jou. So jou vrae en jou twyfel trek verseker. Dit trek verseker Jesus se aandag. En dit is asof hy baie keer die ander disippels wil los, want hy wil met jou kontak maak om te sê, ek wil jou bring in 'n plek van oorwinning en oortuiging. En hier's wat belangrik is om te onthou, wanneer ons praat oor geloof. Geloof is nie 'n ding wat ek doen 'n kursus en dan kry ek die sertifikaat en ek kry die medalje en ek kry die trofee en wow, nou's ek 'n groot gelowige nie. Dis 'n voortdurende groeiproses. En nes ek dink my geloof is sterk, ons almal het dit al beleef. Dikwels na so 'n lekker hoogtepunt, en hier's een van my favourite sinnetjies, na blessing kom daar 'n testing. En dan toets die Here maar weer ons, vat ons maar weer deur die smeltoond en dan toets hy weer ons, waar is ons vertroue, waar is ons loyaliteite, waarop staan ons, hou ons regtig vas waaraan ons verklaar ons vashou. Kan ek net jou die grafiek verder vat en vir jou sê, na 'n blessing kom 'n testing, maar na 'n testing kom 'n blessing.
Byt vas. Hou aan glo en vertrou. Wat ook al vanmôre maak het jy twyfel, kies vanmôre om te sê, Here, ek twyfel, maar ek kan steeds op u geloof staan vir daai genesing, vir daai deurbraak, vir daai voorsiening, vir daai herstel, vir daai verhouding, vir daai vrede, 'n nuwe lewe. Om daai vertroue en daai gebed steeds in hom te hê, dit het ongelooflike krag, al is jou geloof soms so klein soos 'n mosterdsaadjie. Behou perspektief, al is daar twyfel. Kan ons weer daai gedagte op die skerm sit wat sê twyfel is nie die vyand van geloof nie. Al vandag diep asem sê, Here, ek twyfel. Ek mag twyfel. Maar ek kies vandag om te besef, hierdie is dalk die pad wat U my na dieper, meer betekenisvolle geloof gaan vat. Kom ek bid saam met jou. Vader, doen U vandag 'n wonderwerk in mense se geloof. Vir elkeen wat met vrae sit, ek weet dat U nie bang is vir ons vrae nie. Here, maak hierdie gemeente 'n veilige plek waar mense nie veroordeel word, maar gehelp word om vrae te kan vra. En help ons om ander mense met genade en waarheid te lei sonder om hulle verder weg te stoot of mense te laat sleg voel omdat hulle twyfel en vrae vra. Vir elkeen wat onseker is oor waar hulle met U staan, dankie dat U onsekerheid is. Terwyl ons so in 'n gebedsstemming is, miskien is jy vanoggend vasgevang in twyfel. Kan ek vir jou bid? As jy dalk vanmôre sê, "Joh, my twyfel maak sodat ek nie eers meer lus is om my Bybel te lees nie. Ek wil nie met mense oor hierdie goeters praat nie, want ek het net te veel woelinge en wrogtinge in my eie hart." Weet nie vanoggend net daar waar jy sit jou hand opsteek, eintlik maar net vir die Here sê, Here, ek twyfel, help my. Dankie vir daai hande. Dankie vir daai hande. Miskien sit jy vanmôre hier en jy besef daar's iemand in jou lewe vir wie jy lief is, 'n familielid, 'n goeie vriend, iemand wat op die oomblik ernstige geloofsvrae het, wie se lewens dalk ontspoor. En ek saam met jou bid as jy so iemand in jou lewe het. En jy dalk net vanmôre wil sê, bid saam met my dat geloof vir hulle gaan deurbreek. As dit jou behoefte is, steek jy jou hand gou vinnig lekker hoog op. Dankie vir daai hande. Die Here sien dit. Die Here sien jou behoefte en jou omgee. Amen. Dankie daarvoor. Vader, ek wil vanoggend vir hierdie twee groepe mense bid. Dankie vir die eerlikheid. Dankie vir diegene wat openlik erken dat hulle vra het dat daar wrogtinge is. Dankie dat hierdie 'n veilige plek is om dit te verwerk. Jesus, dankie dat U ruimte maak vir ons twyfel. Waarom bring ons dit vanoggend na U toe? Ons weet U is 'n briljante Vader. En ek bid dat ons saam met ander sal kan stap. Hierdie mense wat op ons harte is, wat ons besef, hulle is besig om die koers, die klits kwyt te raak. Mag ons met begrip en ondersteuning hulle bystaan, totdat geloof soos 'n nuwe sonsopkoms vir hulle deurbreek. En Here, ons gaan nie toelaat dat twyfel vir ons 'n doodloopstraat is nie. Ons gaan deur hierdie dal van twyfel stap, want U is met ons. Mag ons U teenwoordigheid, die waarheid, werklike antwoorde vind, wat uiteindelik geloof laat blom. En Here, dan bid ek ook vir mense in ons midde wat vanmôre nog sukkel met die basiese geloofstap om te sê, ek het nog nie die guts gehad, ek twyfel nog of dit gaan help, of dit gaan werk, of ek goed genoeg is om my lewe oor te gee aan die heerskap en bestuur van Jesus. Wil jy nie vanmôre daar waar jy sit dalk net vir hom sê, Here, ek verstaan nie als nie, maar dankie dat ek nie 'n geloofsreus hoef te wees nie, dankie dat U net van my verwag, dat ek vandag by die plek gaan kom waar ek sê, ek glo, 'n afspraak met my, met 'n plan met my lewe, ek gee myself aan U oor. As dit jou gebed is, wil jy nie vanmôre daar waar jy sit, net in jou hart saam met my bid en sê, Here Jesus, dankie dat U my wil verlos. Ek verstaan dit nie, maar ek glo dit. Ek stel myself oop om U te beleef. Kom neem beheer oor van my bestaan. Kom gee vir my die vreugde van iemand wat deur U vrygespreek is,
wat onthef is van my skuld. Kom vul my met u Gees, maak my splinternuut en lei my van twyfel na die triomf van geloof. Here, dankie dat ons nou mag bid ook wanneer ons hier uit mekaar uitgaan. Dat ons nie noodwendig onsself op die skouers sal klop dat ons hierdie enorme geloofsreuse is nie. Dankie dat ons soos kindertjies met 'n naïewe vertroue u hand kan vashou en u lof kan grootmaak en u kan aanbid wanneer ons die deurbrake sien, maar ook met 'n kinderlike naïwiteit kan sê wanneer ons twyfel en dan dankie dat u verstaan. En mag ons hier uitgaan met 'n buigsaamheid, maar ook 'n gewilligheid dat wanneer u ons toets, wanneer u vir ons deur die druk en omstandighede vat, dat ons voortdurend die keuse uiteindelik sal maak en die oorwinning sal beleef om te kan sê, mag u vrede met ons gaan, mag u genade ons ontvou, mag u liefde deur ons vloei. Ons vra dit in die naam van Jesus en almal sê, Amen. Amen.